Ons sê, goeienaand julle. Ons is live. Ons het 'n wonderlike voorreg om gaste te hê vanaand. Johannie en Rian kuier by ons en my swaartjie is hierso en soos julle kan sien, my vrou sit ook by vanaand. En ons het 'n huis vol kinders daar agter. Hoeveel het julle nou weer? 4. En ons het 4, so as 8 kinders daar agter, so as daar bietjie geraas is okay. Dis amper asof dit nog 'n jeug is hierso by my huis, okay? En ons het nou lekker geëet en lekker gesels en lekker gebid. En ons net 'n voorreg om met julle almal te gesels vanaand. Ons gaan gou open met gebed. Kom ons kyk eers, ons gee so 'n paar mense 'n kansie om op te kom. Ek sien ons nou eers 1 viewer, so kom ons bid so lank. Miskien as ons klaar gebid het, dan sal die ander mensies opwees. Vader Here, ons dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand 'n boodskap te kan ontvang en te kan gee. En ons dankie my Vader Here dat U vir ons omgee. Ons dankie dat U altyd by ons is. Ons dankie vir die naweek se geseënde dienste, Here, van Vrydag aand se jeug af tot Sondagskool vanoggend tot Pastoor Des se diens vanoggend, Here, en ons dankie, Here, vir alles tussenin, Here. Dat ons weet ons was nie een oomblik alleen nie, maar dat U die hele tyd by ons was. Weereens dat U elke haar op ons kop ken, Here, en dat U gedagtes vir ons soveel soos die sand is. Dankie vir die bevestiging wat deur Rian se mond gekom het toe hy nou vir my bid, my Vader. En dankie, Here, dat U altyd opdaag, Here, dat U ons nooit alleen los nie en altyd by ons is. En ons is lief vir U, my Vader. Ek bid dat U deur my lippe sal praat, dat ek nie uit myself uit sal spreek nie, maar alleenlik uit U uit in Jesus naam. Amen. Daar is die mense op. Kom ons kyk. Hallo tannie Sharon en oom Piet en oom Johan en Leandra. Welkom julle. Ons gaan nou nie te lank groet nie, want ek het net so 'n paar minute om met julle almal te praat. Daarom so 'n bietjie langer as op 'n donderdag aand. En ek gaan met julle deel wat ek moet daarso kyk, daar's die kamera. Daar's die kamera. So ek gaan met julle deel wat Heilige Gees op my hart gelê het vanoggend. Nou, ons is op pad kerk toe en ek het hierdie begeerte in my om te worship. En natuurlik is ons op pad na God se huis toe, so ek weet ons gaan dit doen daarso. Maar Heilige Gees praat met my en hy vra vir my, dink jy daai begeerte kom uit jouself uit? En die vers wat ek gesit het hierso is, en ek wil jou vra, voel jy soms so? Sê gou hy enetjie gaan dophou vir my asseblief. Psalm 42 vers 2 sê, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Voel jy ooit so? Jy weet, dit het begin by vanoggend op pad kerk toe. Ry ek en ek sê, Here, ek smag na die kere wat ek op die vloer gelê het en ek hoor hoe U fluister in my hart. En oom Piet byvoorbeeld het hierdie week en laasweek toe gee hy vir my awesome getuienis en hy vertel vir my hoe die Here met hom kom praat het en die Here sê vir hom, Piet, jy moet jou bakkie in die garage inkry. En hy het skaars by die huis gekom, gou sy garage uitgesort en die bakkie ingetrek en net daar begin te haal. En hy verduidelik my weer hierdie week hoe hy gelê in sy bed en hy gesukkel met ietsie by die werk. En die Here kom en hy sê vir hom presies hoe om die bakkie uit te sorteer. En hy gaan Google nogal en Google sê nee, dit gaan nie werk nie, maar die Here sê vir hom, Piet, dit gaan so werk. En hy gaan doen dit. En boem, hy sê prys die Here, daar werk die bakkie. Jy weet, ek praat van daai tipe intieme hoor, van daai tipe stem wat jy God so duidelik hoor, dat jy weet dit is God. Daar's nie plek vir twyfel nie. Jy herken sy stem en jy luister. Jy sien waarvan ek praat is daai oomblik wanneer jy op jou kamervloer lê en jy bid en God se teenwoordigheid neem net alles oor, daai vrede waarvan ek praat, né? Nou is nie dat ek dit nie het nie, maar daar's ons vlakke daarin. En ek bly vir die Here die laaste rukkie sê, vroeër die week gaan kuier ek ook by iemand, ons gaan doen berading, en in my hart sê ek, Here, maar ek voel nie geestelik genoeg vandag nie. En die Here sê vir my, jy moet nie geestelik voel nie, jy moet geestelik wees. Maar, en donderdag aand bring ek
'n boodskap. En sorry, dit lyk asof ons 'n probleem het hierso. Is ons nog live daarso? Kom ons kyk gou hierso. Vra gou dat almal van die wifi afgaan vir my asseblief. Al die fone. Ekskuus julle, ons het so 'n bietjie van 'n onderbreking. Ons sit net gou al die wifi devices af. Alright. Kom ons gaan aan. Ten spyte van die onderbreking, kom ons gaan aan. In hierdie week gaan ek en ek gaan doen berading en ek sê Here, maar ek voel nie geestelik nie. Weer eens, ek het dit nou gesê, die Here sê vir my, nie geestelik voel nie, moet geestelik wees. En ek en 'n vriend van my praat Vrydag aand by die jeug en hy sê, weet, hy sukkel deesdae om God se stem te hoor. Hy werk in Tanzanië, hy word 1:00 die middag wakker want hy werk nagskof. Hy sê maar hy voel dan, hoe sê die Here vir hom gaan lees Bybel, soos 'n stoute kind tel hy nou maar sy foon op en hy begin Bybel te lees. Maar ek besef een ding, dat ons almal sê altyd ek begeer om nader te kom aan God en ek begeer om met God te praat, maar vanoggend op pad kerk te sê die Here vir my, dink jy daai begeerte kom uit jouself uit? En ek kom toe vanmiddag by die huis en ons het vriende hierso. En ek gaan sonder af vir vanaand se boodskap en God gee vir my die volgende verse, want alles by ons kerk staf ons met verse. So die vraag wat Heilige Gees my gevra het is, dink jy daai begeerte kom uit jouself uit? En hoor wat sê Filippense 2 vers 13. Dit sê, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Hoor gou wat sê Hosea 11 vers 4. Hosea 11 vers 4 sê, en het God praat hierso van Israel, hy sê met mensebande, met koorde van liefde, het ek hulle getrek, en ek was vir hulle, soos diegene, wat die juk van hulle kakebeen af oplig, en ek het my na hom neergebuig, en ek het hom voedsel gegee. So jy sien, God wys vir ons hierso in Filippense 2, en Hosea, dat hy is die ene, wat hom na ons toe bring. Hy is die ene wat daai begeerte in jou hart wakker maak om te sê, Here, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag ek na U, my koning. Kom nie uit onsself uit nie. Maar hoekom? Wel, kom ek lees gou vir julle in Hooglied, né? Ons lees in Hooglied en Hooglied weet ons almal gaan oor liefde, né? En dit gaan oor die man en die vrou. En dit is Salomo wat dit skryf, maar ons word ons genoem die bruid van Christus, né? So hoor dit sê Hooglied hierso. So dis nou die man wat vir die vrou skryf en hy sê die volgende. Ons begin by vers 10. Dit sê: My beminde begin toe en sê vir my: Staan op, my vriendin, my skone, kom dan tog, want kyk, die winter is verby. Die reentyd is oor, dit het verby gegaan. So die seisoen het verander, né? Hoor wat sê hy verder. Die bloeisels word gesien in die land. Die sangtyd het aangebreek en die tortelduif laat sy stem hoor in ons land. Onthou, ons praat van daai begeerte wat ons het om Jesus te aanbid. Maar hoor wat sê hy nou hier, hoekom het Jesus daai begeerte? Hoor wat wil hy hê? Hy sê die vyeboom laat sy voorvye uitswel. Die wingerstokke wat bloei verspar hy geur. Staan op, my vriendin, my skone, kom dan tog. My duif in die rotsklowe, uit die skuilplek by die kraans, laat my U gedaante sien. Ok, onthou, ons het daai begeerte soos 'n wildspok wat smag na waterstrome, smag my siel na U. Maar hoekom het Jesus daai begeerte in ons gesit? Ek lees weer.
my duif in die rotsklowe, in die skuilplek, by die kraans, laat my u gedaante sien. Dit is die bruidegom wat hierso skryf vir sy bruid, sy toekomstige bruid, kom maar sy vriendin, dit is sy verloofde. So Jesus sê hierso vir ons, hy sê, kom tog my duifie, laat my jou gedaante sien. Ek het daai begeerte in jou hart ingesit, hoor wat sê hy verder, laat my jou stem hoor, want jou stem is soet, en jou gedaante is lieflik. So, nie net het God die begeerte in ons hart ingesit nie, nie net begeer hy ons, want ons is vir hom lieflik nie, want ons stem is vir hom soet nie. Hy het ook die pad vir ons gemaak, om by hom uit te kom. Jy sien, baie kere het ons hierdie begeerte, om op die grond voor Jesus te lê en net te bid, maar ons kom nie daar uit nie, want ons voel dat, ek bid teen die mure vas, of ek bid 'n halfuur, miskien 'n uur, miskien 20 minute, miskien 5 minute, ek weet nie wat jou gebedstyd nie, en dan gee jy op, en jy sê, ag, ek voel dit nie vandag nie, ek voel nie my deurbraak kom nie, maar ons moet besef, hoor hier, dat in Efesiërs 2 sê dit, hy sê, Efesiërs 2 vers 14, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het, en die middelmuur van skeiding afgebreek het. So koning Jesus, nommer 1 gee vir ons die begeerte. Nommer 2, hy gee vir ons die begeerte, want hy begeer ons. Hy begeer intimiteit met ons. En om dit te kry, het hy die middelmuur van skeiding afgehaal. Hy het ons vrede geword. As ons verder aanlees hierso sê hy, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie, wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Hoor daai taal? Die man en vrou het mekaar geken en hulle het een geword. Nee, dit is wat ons gebeur met die huwelik. My vroutjie wat nou hier gesit het, die dag toe ons trou, toe word ons een vlees. En dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het die middelmuur van skeiding gaan wegvat tussen ons, deur sy vlees op te offer. Hoor wat sê Hebreërs 10 vir ons, want nou moet ons ietsie doen daaraan. We have to respond to the call that is given to us. Nie is hoe ons respond. Ons respond deur om die volgende te doen. Hebreërs 10 vers 22. Ons respond deur om, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Net voordat ons begin praat ek en Rian, en hy sê dit is so belangrik vir die kerk om te besef wat hulle identiteit is. En dit is ons identiteit. Ons identiteit is in vers 21, ons het 'n groot priester oor die huis van God. Ons het 'n priester wat vir ons intree in die troonkamer. In Hebreërs 4 vers 16 sê ons het vrymoedigheid om in te tree in die troonkamer van God, en in die heilige teenwoordigheid van God. So, nommer 1, ons het 'n begeerte ontvang deur God. Nommer 2, hy het 'n roeping gesit, want hy begeer ons. Nommer 3, hy het die muur weggevat vir ons om te kan ingaan. En nou word daar van ons verwag om met geloofsversekerheid toe te tree met hom. In ander woorde, wat beteken dit? Maar Jakob, wat gebeur is, Jakob is op pad om met sy boetie Esau te gaan versoen. Ek kan dit bietjie vroeër lees. En hy het sy vrouens hierdie kant toe gestuur, maar hy bly nou alleen agter by die rivier. En hoor wat gebeur hierso. En Jakob het alleen agtergebly, en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. Nou ek sê net gou dat hierdie 'n man
is 'n hoofletter N, waarmee daai M begin. Hy sê in vers 25, en toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom, met 'n hoofletter. Toe sê hy met 'n hoofletter H, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy, kleinletter H, antwoord, ek sal u, met 'n hoofletter U, nie laat gaan nie, tensy dat u, met 'n hoofletter U, my seën. En hy, hoofletter H, vra kleinletter hom, hoe is jou naam? En hy antwoord Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Vers 29, daarop vra Jakob en sê, maak tog u naam bekend, en hy antwoord hom, waarom vra jy tog na my naam? En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, want hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered. Jy sien, God het nommer 1, die begeerte in ons hart gesit. Wanneer jy sê ek verlang na daai eerste keer wat ek koning Jesus ontmoet het, ek verlang na daai eerste keer wat ek in 'n worship aand was en ek het sy teenwoordigheid gevoel, ek verlang na die eerste keer dat ek sy stem gehoor het, of ek verlang na 'n seisoen in my lewe, waar ek so gebid het en so geestelik was en so wat ook al was. Is dit nie jou eie begeerte wat in jou hart opkom? Daai roeping kom van Jesus af. Filippense 2 het dit vir ons gewys, dat dit is God wat in ons wil om te werk en om die goeie dinge te doen van sy wil. Ons sien in Hosea 11 hoe hy ons gelok het met die koorde van mense, met liefdesbande. Ons sien dat hy het ons so lief gehad, dat hy die muur van vyandskap reeds verwyder het, vir ons om daai begeerte te kan intree. Ons sien dat ons het vrymoedigheid. Maar dan wanneer ons daar kom, wanneer jy op jou vloer lê en jy voel ek kry nie die deurbraak nie, dan is ons verantwoordelikheid om te word soos wat Jakob hier was. Wanneer laas het jy gebid en gesê, Here, ek gaan nie totdat die glorie op my neerval nie. Here, dit gaan nie oor die gevoel nie. Dit gaan nie oor die idee van ek is nou in u teenwoordigheid nie. Here, ek gaan nie laat gaan nie totdat ek voel of totdat ek weet u is besig om my te dek nie. U is besig om oor my te kom nie. U is besig om my lewe te verander nie. U is besig om my te verander. U is besig om my te help ophou rook. U is besig om my te help ophou drink. U is besig om my te help sens kry in my finansies. U is besig om my lippe aan te raak sodat ek anders sal praat met my vrou en my kinders. Here, totdat ek weet, Here, u is besig om my, en verder aan as jy nou daai goeters klaar gedoen het, Here, u is besig om my tong aan te raak sodat ek die evangelie kan verkondig. Here, u is besig om my gedagtes aan te raak sodat ek u woord kan verstaan op 'n volgende vlak. Wanneer laas het jy God vasgehou en gesê, Here, ek gaan nie laat gaan nie. Maar is so maklik vir ons om daar te lê en 'n gedagte te kry en op te spring en te hardloop voordat ons deurbraak kry. Jy sien, God het al die werk gedoen. Maar Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat na God toe gaan, moet glo dat hy is en 'n belonaar is van die wat hom soek. Glo jy? Is jy mal genoeg om te sê, Here, ek gaan laat wees vir werk vanoggend? Want ek beweeg nie totdat ek weet u glorie gaan saam met my nie. Is jy mal genoeg om te sê, Here, ek gaan myself in my kas toesluit en ek gaan nie uitkom nie totdat ek weet ek is in u teenwoordigheid nie. Jy sien, ons almal het daai begeerte om terug te gaan na daai eerste oomblik toe. Maar min van ons het die bereidwilligheid om dit te vat soos wat Jakob het gevat het en dit ons in dit te maak.
So dis my uitnodiging vanaand. Glo jy dat God is? Glo jy hy is 'n beloner van hulle wat hom soek? En as jy doen, dan pas dit toe. As jy hy stemmetjie hoor, as jy hy begeerte het, vra vandag, Here, dan wat weerhou my? As hierdie begeerte nie uit myself uit is nie, as hierdie begeerte waarlike roeping van U af is, wat weerhou my om my belofte in te tree en dit te vat en myne te maak? Pastoor Des het vanoggend gesê, julle is in die middel van julle getuie. Hy het gepraat oor die water wat uit die rots uitgekom het. Is jy bereid om met die rots te praat, totdat hy water oor jou stroom? Totdat hy lewende water jou siel vul en jou gees net vernuwe? Totdat hy lewende water in jou huis inkom en jou kinders aanraak? Totdat hy lewende water kom en elke bekommernis wat jy het net oorspoel? En jou krag gee. Krag om te hardloop vir die evangelie. Krag om te loop en te weet waar ook al ek gaan, met wie ook al ek praat, is ek in lyn met sy wil vir my lewe. Want ek volg nie myself nie. Ek volg sy stem. En ek ken sy stem. Want ek het nie geloop totdat sy stem nie bevestig was in my hart nie. So dink daaroor. Ja, bless julle. Kom ons bid. Vader, Here, daar was 'n paar interruptions, Here, en dit was moeilik, my Vader, maar ek dank U dat U saam met my was. Ek dank U, Here, vir die rustigheid wat U in my hart gegee het, Here. En ek dank U, Here, dat U die ene is wat roep. Dat U die ene is wat daai begeerte in ons hart sit, Here. Dat U die ene is wat ons verlief gemaak het op U, Here. Maar dat U ons eerste lief gehad het. Dat U eerste gekom het en die muur van vyandskap verbreek het, Here. Koning Jesus, dat U vlees geskeur was, Here, sodat die voorhang sal kon skeur. Sodat ons die vermoë het om met vrymoedigheid by die allerheiligste in te gaan. Here, daar waar net die hoëpriester kon ingegaan het, Here, mag ons ingaan dag vir dag, uur na uur. Sonder obstruksie. Want U het geroep. Laat ons vir U wees 'n bruid wat haarself nie terughou van haar bruidegom af wanneer hy haar begeer nie. Here, laat ons, Here, nooit ons intiemheid van U af terughou wanneer U roep nie, Here. Wanneer U sê, my duifie, kom uit die skuilplek uit, kom uit die kraanse uit, Here, laat ons hardloop en vlieg na U toe, Here. En dankie dat U ons roep, Here. Dankie dat ons U beminde is, Here. En dankie, Heilige Gees, dat U ons leer wat om te bid wanneer ons nie weet wat om te bid nie. Dankie, Vader, dat U saam met elkeen sal gaan hierdie week. Hulle sal aanraak, hulle sal beskerm. En dankie dat elkeen wat hierdie boodskap vat vanaand en met U gaan spreek in hulle binnekamer, Here. Hulle self beskikbaar stel vir intimiteit met U, my Here. Dat hulle U sal ontmoet op 'n nuwe vlak en dat dit hulle lewens sal verander. Ek spreek seën oor hulle in die naam van Jesus Christus. En ek dank God die Vader daardeur. Amen. Bless julle. Lekker aan.